Goeiemôre, dis 'n koppie lig. Ek baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is vandag ook my bevestiging. Die van julle wat my nie ken nie, ek is Wian Rousseau en my vrou Ayla is ook saam met my vandag hier, as ook my lede van my familie. En dit sal bietjie later in die diens plaasvind en Dominee Samantha sal dit behartig. Ons gaan nou paar oomblikke stil raak en dan gaan David daarbo vir ons begin met ons eerste lied, lied 199, Loof die Here uit die hemel, en dan daarna gaan die begeleidingsspan onder leiding van Jacques ook vir ons 'n tweede lied sing, en dan sal ons van daar af verder gaan. So kom ons raak 'n paar oomblikke stil, raak ook net bewus van God se unieke teenwoordigheid wat vanoggend hier met ons is. Here I am to worship, here I am to bow.
Juichend sing die engele, loof die hemelkore, loof die verlosser, koning Heer. Staan voor die aanbiddend, ek wil voor die kniel, Heer, Here aan die hoogste, Heer aan God. Juichend sing die engele, loof die hemelkore, loof die verlosser, koning Heer. Verlosser, koning Heer. Ons kom vanoggend hier bymekaar nie in die naam van een gemens nie in my naam of jou naam of ons so besluit het nie, maar in die naam van die heilige Here wat die hemel en die aarde geskep het. En daarom begin ons dan ook die diens met die belofte wat hy maak, dat hy is heilig, 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 is die Here God, die Almagtige, hy wat was en wat is en wat kom. Ons gaan nou staan, dan gaan ons die eerste lied saam sing, heilig, 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 is die eerste vers, daarna gaan ons 'n seëngroet hê, en David voor Psalm 100 gaan ek dan die seëngroet doen en dan gaan ons direk aan. So kom ons staan dan ook vir heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, Die heilige God groet ons ook vanoggend, genade en vrede vir julle van God ons Vader en Here Jesus Christus deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Amen. Heilig,
shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. 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 I want to see you. To see your light lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Goeie, is hy aan? Hallo? Toets 1, 2. Toets, daar is hy. Bietjie hard. Dankie julle. Goeiemôre dan van my kant af ook aan almal. Dis my voorreg vanoggend om dan nou vir proponent Wian Rousseau te bevestig in die amp vanoggend. Hy het nou baie mooi vir my gevra ek moet die formulier net so lees. So as ek lees, dis nie omdat ek nie weet nie, ek moet lees, hy het my baie mooi gevra. Goed julle, ons gaan nou oor na die bevestiging van proponent Wian Rousseau. Ons is hier byeen om Wian Rousseau in die naam van die Here as leraar te bevestig. Sy naam is in die gemeente voorgehou. Aangesien geen wettige beswaar teen die beroep ingebring is nie, gaan ons nou oor tot sy bevestiging. Jesus Christus maak van die diens van mense gebruik, om deur sy woord en gees sy kerk bymekaar te bring, te regeer en op te bou. Hy is die amptdraer by uitnemendheid, omdat hy gekom het, nie om gedien te word nie, maar om te dien, en om sy lewe te gee vir baie. Hy is die een wat ook mense roep en hulle dring deur sy liefde. Die bedienaar van die woord is dus 'n gestuurde van Christus, aan wie hy die boodskap van die versoening toevertrou. Die ampt van leraar is, soos die ander ampte, een van die gawes van die Gees aan die gemeente. Deur hierdie gawes wil die Heilige Gees die gemeente opbou. Die ampt van die bediening van die woord omvat die volgende paar dinge. Die bediening van die sakramente. So Wian, ek wil vra dat jy oorloop na die doop toe, jou hand in die doopfonds sit, vir elke kindjie wat jy gaan doop. En dan vra ek dat jy oorloop na die nagmaalstafel toe, en dan kan jy net die wyn daarin gooi in die glas en 'n stukkie van die brood breek. Jou taak is ook die leiding van die eredienste, om leiding te neem in die geloofsvorming en kategese van kinders en jong mense, die doen van behoorlike huisbesoek en behartiging van die herderlike sorg van die gemeente en die leiding by kerkraadsvergaderings. En om saam met die kerkraad leiding te neem in die bestuur en geestelike versorging van die gemeente. Maar dit is ook die verkondiging van die woord. Daarom wil ek vra of jy die kansel Bybel sal neem en dit op die kansel sal gaan neersit. Op
Op die tafel is daar ook 'n gebedskers en ek wil hê jy moet dit aansteek. En daarmee saam herinner dat almal wat hier vanoggend teenwoordig is, die wat kyk, die wat nie hier vanoggend is nie, is ook ons plig om vir hulle te bid. Maar ook jou plig om stil te word voor die Here en ook te hoor wat hy van jou verwag. So steek vir ons die gebedskers aan. Die bedienaar van die woord word geroep om in 'n egte geloofsverhouding met God te leef. Hy moet onder die heerskappy van die Heilige Gees staan, sodat hy daagliks vernuwe word tot getroue, nederige diens. Daar moet in sy lewe geen plek vir eie eer of selfsug wees nie. Hy moet sy gesin goed en met liefde versorg. Ook die gemeente moet deur sy geloofsgroei geïnspireer word. Uit die voorafgaande is dit duidelik dat die ampt van die bedienaar van die woord 'n heerlike werk is, waardeur God groot dinge tot stand bring. In die besef van die verantwoordelikheid wat jy aanvaar, moet jy nou op die volgende vrae antwoord. Wian, is jy oortuig dat God self jou tot hierdie diens geroep het? En aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en die volkome leer van die verlossing en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof jy om jou ampt volgens hierdie leer getrou en met die nodige vertroulikheid te beoefen? En die laaste vraag, beloof jy om jou te onderwerp aan die kerklike opsig en tug? Ja. Dan is dit ons gebruik om enige leraars wat vanoggend hier is, emeritieeleraars, jong leraars, enige leraars wat dalk vanoggend hier is, ek wil vra dat julle asseblief vorentoe kom. Ja, die oues ook, Ewald. En nie. Dan wil ek vra dat al die kinders wat hier teenwoordig is vanoggend, wil julle nie vir ons hier in die heel voorste ry kom sit nie, al die kinders, dat julle mooi kan sien wat met oom Wian vanoggend gebeur. Dis dan ons voorreg vanoggend om ons hande op Wian te lê. Wian, wil jy nie hier voorkom staan nie? Ons as leraars het dan die voorreg om dit vanoggend te doen en ook die seën oor hom uit te spreek. So ek wil vra dat al die leraars hier teenwoordig hulle hande op Wian sit. Mag God wat jou tot hierdie diens geroep het, jou deur sy Heilige Gees verlig. Mag hy jou so regeer dat jy 'n vrugbare werker in die uitbreiding van sy koninkryk sal wees. Amen. Ayla, ek wil vra dat jy die toga bring. Ayla is sy vrou en sy het die voorreg vanoggend om die toga om hom te hang.
Wie neem nou vir jou verantwoordelikheid vir die gemeente in die werkkring wat aan jou geestelike sorg toevertrou is. Wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, gedrag, liefde, hoop en reinheid. Hou aan met die voorlesing en vermaning en lering en verwaarloos nie die genadegawe wat jy het nie. Dan sal jy wat die opperherder verskyn, die heerlikheid as onverganklike kroon verkry. En nou gemeente, ontvang hierdie diensknegt van die Here met groot blydskap en betoon aan hom agting. Neem die boodskap wat hy volgens die Heilige Skrif sal verkondig aan, nie as mensewoorde nie, maar soos dit waarskynlik is as die woord van God. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Troue God en Hemelse Vader, U wat die harte van almal ken, het vir Dominee Wian geroep, toegerus en gewillig gemaak om hierdie diens te aanvaar. Daarom bid ons dat U hom opreg en getrou sal maak in die aanvaarding en uitvoering van sy amp. Wil U nou self hierdie handelinge genadiglik bevestig deur die werking van die Heilige Gees. Skenk hierdie gemeente genade om hom as gestuurde te erken, te ondersteun en vir hom te bid. Ons vra dit in die naam van ons verhoogde Here en Meester. Amen. Die een wat die meeste gewoonlik afgeskeep word is die dominee se eggenoot. So ons wil as gemeente net vir Ayla baie welkom sê en sterkte sê. Dis nie altyd maklik nie, maar ons glo die Here sal julle ook lei. Die gebruik is ook dat al die leraars wat hier voor staan iets vir Wian kan sê of bring. So ek wil nou die geleentheid daarvoor gee. Wian, wil jy nie sommer daai kant staan waar almal jou mooi kan sien nie? Wian, hartlik geluk Dankie. met jou bevestiging vanoggend. Mag dit so wees dat die Here jou op 'n ryke manier gebruik in hierdie gemeente en in die bediening wat voorlê. Ek het 'n gidsteks vir jou, as ek dit 'n gidsteks mag noem, wat staan in 2 Korintiërs 3 vers 5 en 6. Ons bekwaamheid kom van God wat ons bekwaam gemaak het om bedienaars van die verbond te wees. Nie van die letter nie, maar van die gees. Baie dankie. Jan en Ayla, baie geluk en welkom hierso. Dit is 'n gemeente wat nie swaar is op die kante nie. Hier staan nog 2 oorlewendes. So, die probleem is, die gemeente is so goed vir jou, jy hak vas hierso. So, dis 'n wonderlike plek. En ek wil vir jou sê, voorspoed vorentoe. Jy weet dat die nasionale sport in die kerk is wegkruipertjie. So mense kom kerk toe, het Bart gesê, om weg te kry vir God, maar nie hierdie mense nie, right? En dan natuurlik speel jy ook wegkruipertjie op die kansel. Jy kruip so weg dat mense net vir Jesus kan sien. Dit is jou taak. En daar's 'n baie mooi ander storie ook om dit te verduidelik. Toe 'n kind by die huis aankom en vra, hoekom hou jy van die sonnaskoolonderwyseres? Toe sê sy, want haar oë vonkel die hele tyd. Sy het Jesus in die binnekant. En dit is wat ons moet doen. So ek weet, dis jou taak, hierdie ouens is lief vir lag en geniet ensovoorts. So make them laugh. Okay, For dankie. Jesus. Okay. Okay, is die next. Ja? O, en hy was saam met my toe as kind ook. So, en hoor ek aan. Voorbeeld, ek is Roelof, ek dink nie Ja, lekker. aangenaam. Ek het saam met Dominee Mantra gestudeer ook en ek was laas jaar saam met een van jou klasmaats Stefanie by Rodekraans gemeente gewees ook. So ons deel 'n geskiedenis. Ek is eintlik hier vir die 2 Oceans, dis hoekom ek nie my kerkjare uitgebreid het. Maar dis voorreg om my volgende iets wat te wees en as ek nou dink in die bedieningsjare is al een ding is wat ek jou wil seën is om 'n gebed om te bly in die skrif en in die woord te bestudeer en in die stilte van die Gees ook te leef en te ervaar waartoe God jou neem en
waantoe God julle lei en mag dit jare van vreugde en groot groei wees ook in die gemeente. Baie dankie. Wian, ek wil by jou wil aansluit en vir jou sê baie welkom in hierdie gemeente en ook by die wegkruipgedagte en dan sê dat wat Jesus vir ons geleer het en nie net vir ons as dominees nie, maar vir ons as Christene. Toe hy gesê dat in die wêreld is dit so dat die sogenaamde regeerders oor hulle onderdane wil baas speel. Maar as jy groot wil wees, moet jy die dienaar wees. Die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir jou en vir ons elkeen. Mag jy in daai manier as 'n dienaar van die Here baie vreugde vind saam met Ayla hier in hierdie gemeente. Baie dankie. Baie geluk. Baie welkom. Mag dit vir julle baie vreugde wees. Dan het ons vir Dominee Daniel Kennedy. Hy is ons verteenwoordiger vir die ring vanoggend, so ek gee oor aan hom. Hallo Wian, dit is lekker om vandag hier saam met julle te kan wees, dit is 'n voorreg. Ek lyk met vorige leraars het gesê, mens bly lank hierso. So ek is net in 91 of as ek in die ring, tot nou toe. En Ewald dink ek was 24 jaar hierso en jy het ook begin in die gemeente. So daar is 'n lang tyd wat jy kan verhoudinge bou, lang tyd wat jy die vreugde van die bediening kan geniet. So sterkte vir die pad vorentoe. Ek wil net graag vir jou 'n teks gee in Psalm 37 wat vir my ook 'n baie spesiale teks is. Daar staan: "Vind jou vreugde in die Here, dan sal hy jou gee wat jou hart begeer. Vertrou jou lewenspad aan die Here toe. Vertrou op hom en hy sal optree of hy sal sorg." So hier word oor vreugde en oor vertroue en sorg gepraat. Nou ek hoop dat jy altyd vreugde in die bediening sal hê. Ek het 'n tyd gelede vir 'n afgetrede dominee gevra: "Oom, nou hoe het dit gegaan met die bediening?" Toe sê hy: "Louter vreugde, my kind, louter vreugde." Nou jy hoef nie so daai taal te gebruik, louter vreugde nie, maar ek hoop dat jy baie vreugde, jy en ook jou vrou en die bediening ook vir jou vreugde sal gee. So baie seën vir die pad vorentoe. Dankie. Dankie aan al die leraars. Ek dink julle kan julle sitplek inneem. Ek wil graag vra dat Erns na vore kom. Daar was hy, ons kerkraadsvoorsitter. Vir my lekker om die goed te praat. Wian, is my voorreg om namens die gemeente en ook aan die kerkraad vir jou en vir Ayla baie welkom te heet hier by ons. Ons weet dat dit 'n baie groot prys vir julle gevra het om hier te kom. Julle is baie ver weg van julle familie, julle vriende, en daarom is ek dankbaar vir die vriende en familie wat vandag die moeite gedoen het om hier by julle te kan wees. As ek spesifiek aan julle dink ek in Psalm 125 wat sê, soos die berge om Jerusalem is, omringe beskerm, is dit my gebed dat ons almagtige Here en ons as gemeente vir julle sal omring en beskerm in die tyd wat julle met ons is. Baie dankie. Goed, van my kant af as kollega wil ek ook net vir julle baie welkom sê. Dit is absoluut heerlik om julle hier te hê en ons weet die Here het ook die pad gestap tot hier. En ons glo ook dat dit die Here se wil is dat julle hier in Hottentots Holland gemeente kom bedien. Welkom by die familie. Want dit is wat ons is, een groot familie, ons kyk na mekaar, ons gee om vir mekaar, ons bid saam mekaar, ons lag saam mekaar en soms huil ons ook saam met mekaar. Maar dit is wat 'n familie doen. So van my kant af wil ek net vir julle baie welkom sê. Sien uit na die pad vorentoe, sien uit wat die Here vir ons beplan. So baie welkom aan julle hierso. Goed, is jy met die kinders volgende? Ek het nie die mic nodig. Sit. Ons voordat ek by die kinders kom het ek die geloofsbelijdenis op die bord en ons gaan vra dat die gemeente ook staan en ons ook reageer op hierdie oomblik met die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel
en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Dan mag gerus sit, ek gaan die kinders vra om vorentoe te kom. Ek het vanoggend, omdat ek mooi tel, geheime kode. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So julle moet vir my groepies van, of 7 groepies maak, staan net by mekaar, en dan gaan ek, hierso, julle 2 is by mekaar, julle 4 is by mekaar, julle 2 is by mekaar, julle 3 is by mekaar, hierso, jy wil, hier's nog een, jy in Thailand, julle nog 2. Ok, julle moet vir my lees wat daar staan. So kom ek hoor, wat staan daar? Nee, ons sukkel bietjie. Hy sê dit is soos Arabic. Wat sê julle? Kom ons kyk, vra die gemeente, kan julle, wie kan nie? Iets met glimlag. Kom ons kyk, ek het 'n tool by my vrou geleen. Wat is hierdie? 'n Spieël. Kyk bietjie of hierdie spieël jou help om te lees. Kyk in die spieël, kan jy sien? Het julle hom uitgefigure? Hou die spieël vas. Kyk of jy deur die spieël kan lees. Maak jou knoop vas. Wat sê joune? Wat sê joune? Kam jou hare. Wat sê hierdie een? Glimlag en wees vriendelik. Nou kom ek net op grond van wat julle gesê het, ek kom nou by julle. Wat is die funksie van 'n spieël by die huis? As jy in 'n spieël gaan kyk, hoekom kyk jy in 'n spieël? Sodat jy kan sien? Ja, en? Wanneer jy tandeborsel in jou hare kam. Ja, in jou hare kam. So dit wys vir jou hoe jy lyk en soms gee dit vir jou instruksies. As jou hare de mekaar is, dan kam jy jou hare. En veranderinge ook. As jy langer word of korter of maarder of die ander een. Ja. Wat sê julle sin? Ons weet nie, ons kan nog nie. Kan jy sien? Kyk, breek die spieël. Ek kan nog nie lees nie. Ons kan nie lees nie. Dit is so. Waar? Ons Dit? Kom ons kyk, kom ons sê, julle het klaar gegaan. Wat sê julle sin? luister, die Here is ons God. Luister, die Here is ons God. Wat sê julle sin? Wees lief vir jou naaste. Wees lief vir jou naaste. Het julle sin uitgefigure? Julle sin is? Jy moet die Here lief hê. Jy moet die Here lief hê. Kan jy sien daarso? Ons leer dit vir ons kinders. Jy moet die Here lief hê. Julle moet die Here lief hê, het ek verkeerd gelees. Ons wet is ook soos 'n spieël. As ons die wet op 'n Sondag lees of ons lees wat die Here van ons verwag, julle ken die 10 gebooie, né? Ja. Goed, jy ken dit goed. As daar vir ons staan jy mag nie jok nie, is dit soos 'n spieël. Aan die een kant wys dit jou hoe jy is. Dit wys vir jou as jy verkeerd doen. En aan die ander kant wys dit ook vir jou wat jy moet regmaak. So aan die een kant wys dit vir jou hoe jy Jesus nodig het, hoe jy vergifnis nodig het,
maar terselfde wys dit jou ook hoe jy moet lewe. Maak dit sin? Nee. Hy verstaan, hy gaan vir jou nou verduidelik. Ons gaan as gemeente nou staan en gaan vra vir die volgende skyfie, dan gaan ons soos laasweek 'n interaktiewe wet lees. En ek gaan die volgende skyfie, om nou een terug. Dan gaan ek kom uit die Bybel lees. Ek dink die slide dit nie gelaai nie. Julle kan gerus kan sit. Ek lees vir ons uit Deuteronomium 6 uit. Dit is bedoel om interaktief te wees, maar dis nie die einde van die wêreld nie. Waar hierdie woorde wat hulle nou op die papiertjie gekry het, ook ten voorskyn kom. So in Deuteronomium 6 lees ons die wet van die Here wat sê, luister Israel, die Here is ons God, die Here alleen. Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê, en met al jou krag, en hierdie woorde moet wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op die hart dra. Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor, wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Bind dit as 'n teken om jou hand en laat dit 'n versiering op jou voorkop wees. Skryf dit op die deurkosyne van jou huis en op jou stadspoorte. Soos ons genoem het, as ons dink aan die wet en ons luister na hierdie instruksies, aan die een kant hoor ons hoe ons tekort skiet. Ons hoor hoe ons Jesus nodig het, hoe ons vergifnis nodig het. Maar aan die ander kant hoor ons hoe ons dan ook, omdat die Heilige Gees in ons is, reg kan lewe. So gaan 'n paar oomblikke gee van stilte, waar ons die Here ook kan vra om vergifnis, waar ons tekort skiet, en dan ook vra om ons te help om beter te lewe. Kom ons raak stil. Here ons God, ons kom na U toe in diepe afhanklikheid en soos Dawid ook bely in Psalm 51 wil ek vra, wees ons genadig met U troue liefde, wis ons oortreding uit die groot barmhartigheid. Daar waar ons tekort skiep, wil ons kom vra dat U ons sal vergewe. U ons sal genadig wees en deur die bloed van Jesus ons ook sal reinig. En daar waar U Gees vir ons wys waar ons moet beter wees, waar ons moet reglewe, wil ek ook om vra dat ons dit sal sien. En met hierdie hart wil ons ook vanoggend na die skrif toe draai en ek wil kom vra dat U die woordverkondiging ook sal seën, dat ons waar ons hier sal sien hoe U lig is en dat ons op twee maniere kan reageer, dat U ook die een is wat ons sal lei en die skrif vir ons oopbreek. Ons vra hierdie nie omdat dit verdien nie, maar alleen uit U groot en heilige naam. Amen. Ek wil vanoggend stil staan by hoe ons hier gekom het. Ons wat nou, ek en Ayla is en my klikker werk nie, so ek wil haar vra daarbo dat ons blaai na die kaart toe. Ons het sopas van Pretoria afgetrek en dit is nogal 'n entjiesery, alhoewel dit nie in 'n ander land is nie, is dit nogal ver uit mekaar uit. En hier het my baie laat wonder. Wat wonder hoe ek, wat van so 'n ver plek afkom, moet kom preek vir 'n gemeente wat ek glad nie ken nie. Julle wat hier voor my sit, het ander konteks, ander uitdagings, ander agtergronde as myne. En dan sê ek op die volgende skyfie, dalk oordryf ek, so klein bietjie. Maar dit het my laat wonder, wat het ons ingemeen? Of meer spesifiek, wat het Christene ingemeen? En as ek kyk na die oorlog in Iran, of ek kyk na konflik in Sudan en die DRC, of selfs net bendegevegte hier naby ons, voel dit onmoontlik om eenheid te hê. Daarop is dit dan natuurlik ook dispute of kontroversies in ons groter NG Kerk en dit laat mens wonder,
hoe is dit moontlik dat ek hier kan kom in hierdie gemeente en dat daar eenheid is? Natuurlik is die antwoord sonder twyfel dat ons eenheid in God vind en dat die wêreld so gebroke is juis omdat hulle nie eenheid in God vind nie. En daarom wil ek vanoggend kyk na die vraag, hoekom vind ons eenheid in God? Aan die hand van 1 Johannes 1 vers 5 tot 9. En ek wil dit dan ook beantwoord met die volgende, want God is lig, die wêreld ontken dit, maar gelowiges bekeer. Maar voordat ons daarby kom, gaan ek vra dat ons kinderlied sing. Die naam hierso is Laat jou lig skyn, dat ons ook iets van ons eenheid kan getuig in die Here. Laat jou lig skyn in die donker, laat jou lig skyn in die dag. Sit jou lampie op 'n stander, daar waar almal dit kan sien. Laat dit skyn, laat dit skyn, laat jou lig gee oor ons tyd. Laat dit skyn, laat dit skyn, laat jou lig oor ons tyd. Laat jou lig skyn in die donker, laat jou lig skyn in die dag. Sit jou lampie op 'n stander, daar waar almal dit kan sien. Laat dit skyn, laat dit skyn, laat jou lig gee oor ons tyd. Laat dit skyn, laat dit skyn, laat jou lig oor ons tyd. Ek gaan nou ook geleentheid gee vir die graad R tot 3's om uit te gaan na hulle groepe toe. Dan blaai ons so lank na 1 Johannes 5. 1 Johannes 1 vers 5 tot 9. En ons gaan hier sien hoe Johannes begin in vers 5 deur te sê God is lig en daar's geen duisternis in hom nie. En hoe Johannes verduidelik dat daar slegs 2 maniere is om te reageer. Hy gee dit in vers 6, 8 en 10, een rede en in vers 7 en 9 'n ander rede. En Johannes draai nie die doekies om nie. Dis vir hom duidelik dat daar slegs 2 opsies is. Een is duidelik verkeerd en lei tot die dood. En daarom wanneer God se lig op ons lewens skyn, kan ons dit of ontken of ons kan bekeer. En dit is dan die vraag vir vandag. So kom ons luister saam na die woord van die enigste en lewende Here soos dit opgeskrywe staan in 1 Johannes 1 vers 5. Dis die boodskap wat ons van hom gehoor het en wat ons aan julle bekend maak. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ons sê dat ons aan hom verbonde is en tog in die duisternis leef, lieg ons en leef ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig leef, soos wat hy in die lig is ons aan mekaar verbonde en reinig die bloed van Jesus sy seun ons van elke sonde. As ons sê dat ons die sonde het nie, mislei ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig en daarom sal hy ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leienaar en is sy woord nie in ons nie. Tot sover die woord van die enigste en lewende Here. Daar werk my klikker weer, soos ek gesê het, gaan ons hierdie in 3 afdelings deel. God is lig, die wêreld ontken
en gelowiges bekeer. Hierdie teks begin met 'n besonderse stelling, dat God lig is. En ons verstaan hierdie beeld eintlik goed. So deur die liedere het ons ook die beeld van sien en van lig bymekaar gesit. En die rede hoekom ons lig verstaan as 'n beeld wat God beskryf, is omdat ons lig nodig het om te kan sien. As ek een van julle vanoggend vat en ek blinddoek julle, maak jou oë heeltemal toe en ek vra loop op tot by die orrel, is die kans baie goed dat jy iets gaan raakloop of iets gaan stamp. Maar as jy blinddoek afval en daar is lig, kan jy dit moontlik doen sonder om eers daaroor te dink. En hierdie beeld help ons om die wese van ons God te verstaan. Want duisternis teenoor lig bring onsekerheid. Dis waar gevaar wegkruip. En dit wakker baie vrees aan. Dis kom mense sê ek's bang vir die donker. Maar lig daarteenoor bring duidelikheid. Dit dryf weg. En dit gee hoop. Daarom is dit geen verrassing dat Johannes hier vir ons sê dat God lig is nie. En daar is geen duisternis in hom nie. Dit pas by sy volmaakte goedheid. Hy is immers ook die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. En as ons sê God is lig, dan sê ons ook daardeur dat hy heilig is. Binne hom is daar geen donker hoekie nie, geen skadu nie, geen plek vir son om weg te kruip nie, geen vuilheid nie. Sy lig is volkome heilig. Dit ontbloot alles wat onrein is. Dit roep ons uit die duisternis na sy waarheid toe. Want ons word geroep om in sy lig te wandel. En Johannes wys vir ons wat dit beteken om in sy lig te handel. In vers 5 sê hy vir ons natuurlik dat God lig is en dat daar geen duisternis in hom is nie. En dan sê hy ook vir ons hier in vers 6, as ons sê dat ons aan hom verbonde is en tog in die duisternis leef, lieg ons. Ons leef nie volgens die waarheid nie. As ons met ander woorde sê dat ons in verhouding met God staan, verbonde is aan hom, gemeenskap het met hom, maar ons leef steeds in hierdie duisternis, lieg ons. Om in hierdie duisternis te leef beteken om in onbekeerde sonde te bly. Dit weerspreek die aard van lig. En dis ook die aard van God self. Duisternis kan immers nie in lig leef nie. Wanneer ons beweer dat ons in sonde kan bly, wanneer ons verhouding met God tree, is ons teenstrydig met sy wese. En daarom dan ook in vers 7 lees ons, maar as ons in die lig leef, soos wat hy in die lig is ons verbonde aan mekaar en reinig die bloed van Jesus, sy seun ons van elke sonde. Dit is wat dit beteken om in die lig te leef. Dit beteken om eerlik voor God te wees en eerlik voor ander, sonder om ons sondes te probeer wegsteek. Maar hoe werk dit dan? Elkeen van ons maak nog steeds daaglik foute. Elkeen sondig nog steeds. En hierin sien ons dan die leer van sonde teenoor genade. Van nature is ons sondige mense. Ons katekismes leer ons met die vraag, kan ons volmaak die wet gehoorsaam? Kan ons in hierdie spieël kyk en ons totaal verander? Nee, want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. Ons is immers, soos wat Paulus ons leer, in Adam se sonde gebore. En ons is nie van staat om werklik goed te doen nie. Tensy ons deur die Heilige Gees wedergebore word. Ons bely immers mos ook wanneer ons doop, dat ons in sonde gebore en ontvang is. En daarom staan elke mens voor God skuldig, tensy sy genade van lig oor ons skyn. Wanneer ons met hierdie werklikheid gekonfronteer word, staan ons by 'n kruispunt. Daar is net twee opsies. Ons kan of by sy heiligheid aanpas en heilig leef, want hy is heilig, of ons kan teen hom in opstand kom en aanhou om in die donker te wandel. Ons kan rebelleer teen sy lig. God se lig roep ons tot aksie. Dit roep ons tot bekering. Dit roep ons uit die donker na die lig, sodat ons deur sy Heilige Gees gevorm en gemaak kan word, dat ons heilig kan wees. God se lig wys ons sonde skerp uit, sodat ons kan wegvlug, nie daarvan kan wegvlug nie, en dit ook nie probeer wegsteek nie.
Hy is immers die volmaakte bron van lig. En dan hierso op die bord wys ons wat is die praktiese implikasie daarvan? Dat ons die donker patrone van die wêreld moet los. Ons moet ophou skinder, ons moet ophou onrein wees, ons moet ophou oneerlik wees en ons moet ophou haat. En daarteenoor moet ons in waarheid leef en met liefde nastreef na 'n beter lewe. Dit beteken nie dat God se waarheid net koue feite is nie. Inteendeel, dit beteken dat dit ons roep tot lewe. Dit moet lewend wees in ons hart en ons dryf daartoe om met 'n opregte geloof reg te lewe. Om van God te leer beteken dan dat ons harte en ons wil en gedagtes onderhewe stel aan hom en toelaat dat hy ons verander. Ons ken nie net sy gebooie met ons kop nie, maar ons leef dit uit. Onder God se lig word ons gedwing om eerlik te wees, want hy sien alles. En God se lig is ook oorweldigend, sy heiligheid is oorweldigend. Dit ontbloot ons sonde. Dit dryf ons tot inkeer en hierdie eerste deel help ons om te sien dat God se lig, reinheid, heiligheid in ons lewens roep. Maar hierdie is harde nuus vir sondaars soos ek en jy. In die volgende deel gaan ons die gevaar sien daarvan om hierdie lig te weier. Die ontkenning van sondig. Maar die goeie nuus kom dan ook dat eers wanneer ons hierdie duisternis in ons erken en draai na die ware lig, vind ons verlossing en vergifnis. En daarom dan gaan ek gou stil staan by hierdie deel en gevra, kom ons dink vir 'n oomblik na. Wat voel jy wanneer jy dink aan God se oorweldigende lig? Kom ons raak 'n paar oomblikke stil. God is lig. En hoe reageer ons? Die wêreld ontken. Wanneer God se lig skyn, is die mees natuurlike reaksie om weg te kruip, om te ontken, om op 'n ander manier ook wegkruipertjie te speel. Soos iemand wat vroegoggend die gordyne in jou kamer ooptrek, skyn die helder son in jou oë, die son wat jou ontbloot. En hoe gaan jy reageer? Trek jy die duvet oor jou gesig of gaan jy opstaan? God sê duidelik vir ons dat iemand wat met hom gemeenskap wil hê, nie in die duisternis kan leef nie. As ons immer sê, soos Johannes vir ons sê, as ons sê dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Dit beteken ook dan dat ons onsself mislei, sê ons ook God lieg vir ons, want hy kom wys hierdie foute in ons uit. Ontkenning van hierdie lig is die houding van selfbedreende sondaars, wat die gemak van gemeenskap wil hê, die voordele van gemeenskap met God sonder die koste van waarheid. Dit is soos iemand wat besluit hy wil trou, maar nog steeds terselfdertyd wil rondslaap. Ons moet hierdie gesindheid in onsself konfronteer en toelaat dat die lig dit reinig. Ons moet hierdie gesindheid in die kultuur konfronteer. Dis 'n baie gewilde idee om te sê ek is basies goed of almal probeer hulle beste, maar dit kan doeteenvoudig nie in God se lig bly staan nie. Die skrif sê vir ons baie duidelik, ons is almal sondig. En die katekisme wat ons sopas geleer het, sê vir ons dat dit onmoontlik is om volgens God se wil volkome te leef. Dis geen mens hier wat kan sê hulle is onskuldig nie. Geen mens wat kan sê hulle is basies goed nie. En wanneer ons dit doen,
jok ons. Of om met anders te stel, ons pleeg selfbedrog. En hieronder lê die term wat hulle noem totale verdorwenheid, totale verlatenheid en God se geregtigheid. Ons is sondaars, beide deur geboorte en deur daaglikse keuses wat ons maak. Ons is totaal verdorwe, ons kan nie enigiets goed nie, tensy die Gees van God wedergeboorte in ons lewe toelaat. Ons katekisme stel dit soos volg, die vraag is ons so verdorwe, dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie, tot alle kwaad geneig is? Die antwoord is ja, ongetwyfeld, behalwe as ons deur die Gees van God wedergebore word. En hier is nie 'n vaastelling of 'n filosofiese idee wat nie van toepassing is op werklikheid nie. Jy kan dit maklik toets. Wanneer jou buurman 'n nuwe kar koop, of dit lyk asof hy meer geld het as jy, of die persoon langs jou dalk 'n beter handsak as jy, raak jy maklik jaloers. Wanneer 'n kollega of enigiemand anders jou sleg behandel, verkeerd behandel met 'n houding, is dit maklik om te sê ek verdien beter. Of as iemand jou op 'n fout uitwys, 'n verkeerde optrede, is dit baie maklik om iets te sê soos ek is maar net 'n mens, of almal maak foute, asof sonde teen God nie ernstig is nie. En hoe maklik is dit nie om 'n klein wit lintjie te vertel nie, oor klein goed, omdat dit voordelig is, selfs sonder om daarna te dink. En hierdie skep valse troos. 'n Valse wêreldse troos kan so maklik insypel. As ons sê ek is darem nie so sleg nie, of ek het nie groot sondes nie, of ek's beter as die mens langs my. Maar Johannes sê dat hierdie gesindheid is misleidend. As jy dink jy kan sonde wegsteek in jou lewe, wees verseker, God se lig sal dit uitwys. Die wêreld hou nie van 'n morele leefstyl of hou van 'n morele stelling soos ek is basies goed. Maar die waarheid van God wys ons iets anders. Ons is in nature dood in ons sondes. Ons moet dit eerlik in die oë kyk. Ons moet opreg sleg voel daaroor, opreg skaam wees daaroor. Want slegs daardeur kan ons ware berou kry. Ons moet die sonde in ons haat en dit soos 'n mes wil uitsny. En dit bring ons by 'n keuse. Wanneer ons met hierdie lig van God, met hierdie heiligheid gekonfronteer word, is dit soos 'n besmette wond wat behandel word. Wanneer daardie medisyne jou arm tref, het jy twee keuses. Of jy ruk weg en laat toe dat die infeksie jou stadig vreet en doodmaak, of jy verdra die tydelike pyn sodat die medisyne jou kan genees. En verder is dit nie net vals om te sê dat ons geen sonde het nie, maar ons maak God tot leenaar soos wat Johannes vir ons leer. Ons verwerp sy getuienis platweg. En daarom moet ons gereeld ons skuld bely. En daarom het ons 'n skuldbelydenis in ons erediens. Want skuldbelydenis is nie 'n gewilde aktiwiteit nie. Hoe maklik is dit nie om eerder te gaan bergklim of om in die see te swem nie? Maar dis nie Bybels nie. Belydenis is 'n saak van die hart, die vrug van geloof. Sonder geloof is belydenis onmoontlik. Net soos iemand wat in Christus se reiniging vertrou, kan ons nie sonder om ons sondes te bely nie. En as ons aanhou, bly ons in die pikdonker. Ons bedrieg onsself en ons sny onsself af van ware gemeenskap met die lewende God. Ontkenning hiervan maak nie net 'n mens trots nie. Dit maak jou ook alleen in die donker. En daarom is vrees, opregte vrees vir God en vir sy oordeele vir ons goed. Daarop kan ons weet dat hy ernstig is oor sonde, maar hy is ook genadig. Die gevaar van ontkenning is dus duidelik. As ons God se lig bly ons in die duisternis, buite ware gemeenskap met hom, maar die goeie nuus is dat God se lig nie net voordelig is vir ons nie. Dis 'n geneesmiddel. Johannes wys ons nou op die ander reaksie. Nie ontkenning nie, maar bekering. Nadat ons ons sondes bely het, wys hy ons hoe God ons dan herstel met gemeenskap met hom, waarna ons nou gaan kyk. Kom ons raak net 'n paar oomblikke stil en ons dink na oor hierdie ontkenning. En die vraag, met watter sonde ontken jy dikwels jou sonde?
God is lig. Die wêreld ontken, maar gelowiges bekeer. En hier bring ons by ons laaste punt. Daarteenoor wys Johannes vir ons die pad uit die duisternis. Hoe ons behoort te reageer. Hy leer ons dat wanneer ons in die lig leef, ons gemeenskap met God sal ervaar en dat God self ons sal reinig. Die gevolg van hierdie gemeenskap is heiligmaking. God se lig lei ons nooit in wanhoop nie, maar dit lei ons in genade. Om te wandel in die lig beteken bekering en geloof in Christus. In hierdie laaste deel sien ons dan ook hoe God se inisiatief ons antwoord genadiglik verander. In vers 7 lees ons daar misgelaai, maar as ons in die lig leef, soos wat hy in die lig is, en aan mekaar verbonde is, en reinig die bloed van Jesus, sy seun ons van elke sonde. Jesus se bloed is die enigste reiniging vir ons sondes. Ontkenning en probeer my bes te help nie. Ons bely immers dan ook dat ons deur die kosbare bloed van Jesus gereinig is en dat hy ten volle vir al ons sondes betaal het. En as ons sondes klein maak, dan maak ons Jesus se bloed goedkoop. 'n Stellingkie soos almal vertel 'n wit lentjie is eintlik besig om Jesus se kruisdood goedkoop te maak. Maar daarteenoor 'n ware en opregte berou verenig ons met daardie kruisdood. Deur geloof kry ons deel daarvan. Die belofte staan vas. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, en daarom sal hy ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig. Belydenis beteken hier 'n nederige erkenning. Here, ek het gesondig en ek het u genade nodig. Here, ontferm u oor my. God se karakter is getrou. Hy hou hierdie belofte en al sy beloftes en hy is regverdig. Hy doen wat in ooreenstemming is met sy geregtigheid, maar ook met sy genade. Albei werk saam tot vergifnis vir die betroubare versekering van ons verlosser. En dit bring ons by hierdie keuse. Dit beteken dat as jy iemand verkeerd behandel en hulle wys dit vir jou uit, kan jy nie sê ek het dit nie so bedoel nie. Jy moet ware betrou toon. Dit beteken dat as jy op jou man verneek en hy uitgevang word, dat jy nie 'n slagoffer speel nie, maar skaam is oor jou sonde teen God. Dit beteken as jy 'n drank of 'n alkoholprobleem het, dat jy nie sê dit is nie so erg soos ander of ek het maar 'n moeilike lewe gehad nie, maar dat jy God om vergifnis vra en vra dat hy jou daarmee sal help. En dit is wat hierdie belofte dit is wanneer hierdie belofte dan tot volle werking kom. God is getrou vir die wat opreg hulle sondes bely en hy sal vergewe op grond van die kruisdood van Jesus Christus. Maar hoe werk hierdie vergifnis? Hoe is dit moontlik dat 'n heilige God sonde verdra? Hoe is dit moontlik dat 'n volkome regverdige God sonde kan vergewe en net bloot afskryf? As die volmaakte regter sê dat vrystelling sonder vergelding die standaard is, dan moet ons immers moordenaars vergewe sonder dat hulle berou en toelaat dat hulle net weer sondig, weer doodmaak. Of anders gestel, as iemand vandag as jy by die kerk uitry in jou vasry en jy moet vergewe sonder vergoeding, beteken dit dat jy self die koste moet dra vir hulle fout. Selfs al doen hulle dit volgende week weer. Ons sou nie herstel of 'n regstelsel of 'n regverdige wêreld gehad het as God sonder vergewe het sonder vergelding nie. Hy moes in die menslike natuur van geregtigheid voldoen en die straf vir die sondes deur die allerbitterste lyding en sterwe dra. Hierdie is wat ons bely in die 20ste artikel van ons Nederlandse geloofsbelijdenis. Dit leer vir ons dat dit nodig was dat God ons sondes vergeld. En hy doen dit dan deur Jesus Christus wat in 'n menslike natuur kom sterf. En dit wil sê dat ons heilige en volkome regverdige God die straf vir sondes op Jesus plaas, deurdat hy die kruisvloek
vrywillig opneem deur die allerbitterste lyding en sterwe, die straf van sonde volkome dra. En deur hierdie vrywillige opneem van die kruisbloed, kom God se vergifnis en volkome barmhartigheid tentoon. Met sy volmaakte liefde lê hy sy lewe vir ons af en daardeur word ons dan vergewe. Dit is die logika van vergifnis. God wat regverdig is, God se geregtigheid het volle betaling vir ons sondes geëis in Jesus Christus. Ons leer ook dan dat geregtigheid ten volle betaal moet word, of dit deur onsself of ander is. Ons kan dit nie betaal nie. Maar ons skuld word net groter, maar in God se liefde gee hy 'n plaasvervanger. Jesus, ware God en ware mens, het ons skuld vir eens en altyd betaal. Daarom kan God regverdig ons sondes vergeef, sonder om sy heiligheid prys te gee. En dit bring ons hierby, hoe wys ons op ware berou? Hoe reageer ons as gelowiges? Hoe is dit moontlik om jammer te wees oor die effek van sonde? Ware belydenis van geloof loop oor in 'n lewe van dankbaarheid. Wanneer ons berou wil toets, kan ons kyk na ons lewens, na ons vrug. Waar jy uit jou geloof as 'n nuwe mens leef en tot eer van God, kan jy weet dat jou sondes vergewe is en dat hy besig is om jou te reinig. Wanneer jy uit 'n opregte hart leef, dat jy heilig kan wees, soos wat die God wat jou gered het ook heilig is, kan jy weet dat sy Gees in jou werk. Deur die krag van die Gees wat jou lewend gemaak het, lewe jy 'n nuwe lewe. En kan jy voor hom onberispelik wees. En dit is ware gemeenskap met die God wat lig is. Kom ons staan dan stil by hierdie vraag, hoe kan jy hierdie week meer uit dankbaarheid teenoor God lewe? God is lig, ontken of bekeer. So deur Johannes 1 vers 1 Johannes 1 vers 5 tot 9 gereis en duidelik gesien dat daar oproep is. Ons dien 'n God wat absoluut heilig is. God is lig. Sy woord is betroubaar en hy beveel ons om in daardie lig te leef. En dit begin by die erkenning van ons sondes en die vertrou op Christus. Om die lig te ignoreer is om in duisternis en selfbedrog te bly. Om na die lig toe te kom is om deur Christus se bloed gereinig te word en in waarheid te lewe. Gemeente, hier is nie 'n opsionele waarheid nie. Ons belydenisskrifte, ons katekismes, ons woord, ons Bybel sê vir ons, net deur Christus se eenmalige offer word ons sondes afgewas. En die effek daarvan is 'n heilige lewe voor God. Laat ons oë dan op Jesus hou, die ware lig, elke dag in ons lewenswandel. Mag ons dan ook gemeenskap in hom vind, waar daar vreugde en krag is om voort te gaan. Amen. Kom sluit die oë. Dankie Here vir die wonderlike geleentheid, dankie vir die vermoë ook om hier by mekaar te kan kom. En daar waar ons ook 'n bevestiging vanoggend beleef het, mag ons ook weet dat ons eenheid vind in U lig. Mag ons saam ook bekeer, mag ons saam ook heilig voor U lewe en elke dag streef om meer met U verbind te word. Ons vra hierdie nie uit verdienste nie, maar alleen uit U groot en heilige naam. Amen. Ons gaan nou die begeleidingsspan vorentoe nooi. Dan gaan ons reageer op die woordverkondiging met 'n lied
U is die lig. Ons sal nou ook die dankoffers opneem en dan sal ek ook die familielies voorhou. Gee nou ook geleentheid vir ons dankoffers om opgeneem te word.
Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, dankie dat ons uit U oorvloed mag gee. Ons bring hierdie dankoffers as 'n teken van ons liefde en erkenning dat alles aan U behoort. Ons bid dat U hierdie gawes sal seën en gebruik tot die uitbreiding van die koninkryk. Mag dit help om U naam te eer en om mense na U toe te lei. Ons wy onsself ook opnuut na U toe. Nie net ons geld nie, maar ook ons hele lewe. Dankie dat U troue sorg en genade elke dag. Dankie vir U troue sorg en genade elke dag. In Jesus naam. Amen. Ons familie nie sou julle by die deure ontvang het. Ek gaan net 'n paar goed daar uitlig. Vandag is 'n spesiale dag. Daar's wel baie mense wat ons gaan ontmoet. Ons het daarom al 'n paar ontmoet, maar kom geniet gerus ook koffie en tee na die tyd as jy nie in die gemeente is nie, kom leer ons ken. Ek ook die slide net op van ons bevestiging. Daar's ook eetgoed in die saal wat klomp mense gebring het en van my en Ayla se kant af baie dankie. Dan ook, waar kan jy help in 2026? Ons kontak gerus vir Jolandi of vir my en Sam as jy iewers kan help. Opneem van kollekte, uitdeel van nagmaalstekens, tee skink, na erediens of dan troostdienste, ou begrafnisse, help met uitsending na die huise toe, gasvryheid, enigiets daarmee of iets anders. En dan ook welkom terug aan al ons kinders. Die kategese begin vandag. Samantha ook program saamgestel vir ons tweede kwartaal. En dan ook save the date of hou die datum oop vir ons familiekamp by Disa Kloof. Ek het geen idee hoe dit daar lyk nie, maar ek gaan definitief saam. So hou asseblief die datum oop. En dan ook natuurlik kaggelhout te koop by die kerkkantoor. Julle sal daar sien by die kerkkantoor se afdeling. En dan ook ons WhatsApp groep. Ek het laasweek aangesluit. Word glad nie te veel boodskappe gestuur nie, maar sluit gerus aan of kontak die kerkkantoor en help ons jou daarmee. En dan is ons sosiale media ook beskikbaar. Ons staan nou af en dan sluit ons af met helder skyn die lig vir die nasies, dan bly ons ook staan vir die seëngroet en ons laaste uitstaplied as in die plek van die tradisionele amen sing ons ook die Onse Vader. Kom ons staan. Lord.
ontvang dan nou ook die seën van die enigste en lewende Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van sy Heilige Gees met elkeen van julle wees tot in alle ewigheid. Amen.